Sakie, ons is nou hier by 'n graniet quarry en daar's 15 van hulle. Hier die hele area vol. En hierdie graniet blokke was gemyn in 1952, 53 tot en met 1997. En die blokke was uitgevoer na Italië toe. Dis daar gesny en gepoleer en dit het in kombuise en badkamers ingaan in Europa. Want pink was 'n modegier in Europa. So die vrouens wou pink gehad het in hulle kombuise en badkamers en die Italianers wat hier gebly het na die Tweede Wêreldoorlog en nooit weer teruggegaan het Italië toe nie, het hierdie blokke gemyn. Hulle was toe per spoor gevat Durban toe, per skip Italië toe en dit het opgeëindig in kombuise en badkamers. Nou nie al die blokke is mooi pink nie en ek wil nou vir jou net 'n voorbeeld wys. Hierdie een is nou basies grys. En wat jy nou in die materiaal grys kan sien is hoe die materiaal was toe dit 'n vloeistof was. Want hierdie materiaal is gemaak toe vulkane aktief was in die produksie van die graniet, toe die aarde gevorm het. So dit was in 'n vloeibare vorm en jy kan sien hoe dit gevloei het toe dit nog 'n vloeistof was. Die Italianers het dit gemyn. Hulle het hierdie met die boorpunte geboor. Hulle het dinamiet ingesit, dit geskiet en dan die blokke is na dit, hulle noem dit gepoleer, waar hulle dit met 'n vlam mooi gepoleer het en sodat die mense wat die blokke kom kies, dit mooi die tekstuur kon gesien het. Die probleem met die materiaal is, dis geweldig bros, dit was aan geweldige temperatuur vrygestel, so dit is nie 'n maklike produk om mee te werk nie. Die naam van die ding is Vredefort Juperana Flamingo, 'n kleurbeskrywing. Dit wat kommersieel in die mark vandag is die Rustenburg Juperana. Dis die grys een met die wit spikkels. Hy is die een wat kommersieel vandag gebruik word vir kombuise en badkamers.